Is daar vir jou herstel vanmôre. Halleluja. Jy moes vir 'n paar koffie gemaak het. Ek het verslaaf. Ons kuier hierdie week by mense, die dogtertjie sê, Gerard sê vir haar, gaan jy vir jou pa ontbyt maak? Sy sê, ek weet nie hoe nie, maar sê, maak vir hom Coco Pops. So, my papa het Coco Pops vanoggend gekry. Nou, so ek wil net vir almal sê, baie welkom hierso. Ek dink ons kan so klein drukkie sit. Darika, wil jy nie graag net vir die sondagskool gaan roep nie, asseblief?
Dan wil ek gou net 'n paar afkondigings doen. Hierdie week gaan alles normaal voort, maar die naweek wat kom, die 28ste, die Goue Gerwe het 'n ete, so maas volgende naweek hoef julle nou nie te kook nie. Vandag maak julle ons nou lekker kos vir pappa. Volgende naweek hoef julle nie te kook nie. Julle kan 'n bord kos bestel of by Suzette of by Jacques Marlies of by Tannie Hannie. En die bordkos kos R70. As ons teen Woensdag ten minste bietjie hoor hoeveel mense gaan daar wees, sal ons dit baie waardeer. En dan het ons volgende Sondag aand, asseblief mans, julle moet almal kom. Dit is 'n manne aand, dis gratis. Dr. Victor gaan hier wees en hy gaan vir julle bietjie bemoedig. Ek dink ons almal het bietjie 'n hupstoot nodig, miskien bietjie 'n skop onder die bout. Sê luister, jy is okay. So ek dink volgende week, sorg dat al die mans hier kom, maas, trek jou man, sê, maak vir hom 'n kruisie op sy arm en sê, ek luister in die week ergens, dit was op Oela gewees, wat 'n seun sê, sy ma het sy klere al van donderdag af uitgang. So vrouens van donderdag af, hang julle hulle klere uit vir Sondag aand, okay? Jeans en tekkies, sommer net lekker gemaklik weer. So verder hierdie week sluit die jeug ook af, dit is skoolvakansie wat voor lê. Yes, ek so bly met skoolvakansie. Ek dink ons baie maas wat sê, maar ek dink dit help nogal want dit raak nou koud. Ons het nou die oggend by die werk, ons is al so van 6:30 af by die kantoor en die een kollega sê, dit voel of ons nagdiens werk, want dit is donker buitekant, so nou kan ons bietjie laat slaap. So ek gaan sommer, kom ons deel die offergawe, neem die offergawe op terwyl ons wag vir die Sondagskool, want hulle wil iets spesiaals doen vir al die paas. So kom ons staan gou en dan neem ons offergawe op en dan bid ek gou saam. Liewe Here, ons wil vanoggend vir U sê baie dankie. Dankie vir die reën daar buitekant. Ons weet die koue is op pad weer, maar hulle moet ook gaan weer. Ons sê dankie daarvoor dat ons so 'n wonderlike klomp mense vanoggend bymekaar kan wees om U naam te loof en prys, Liewe. Dankie vir 'n wonderlike dag wat U vir ons gegee het, Liewe. Ek bid so vir die families wat bymekaar is, seën elke familie, Liewe. Ek bid ook so vir ons offergawe, seën elkeen wat gee, Liewe. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Dankie vir 'n wonderlike dag. Amen. So die broers, kan julle so lank opneem en suster, julle kan kom Sondagskool. Ons gaan net gou offergawe opneem en dan gaan die Sondagskool iets spesiaals doen vir die papas. Gaan ons 'n liedjie sing? Sing ons liedjie weer, U liefdes. bly staan. En dan wil die Sondagskool, hulle het so iets spesiaal voorberei vir al die papas vanoggend wat hier by die kerk is. So Simonay, ek gee oor vir julle. Gelukkige Vadersdag vir al die papas. En dan wil ek net vir pastoor sê, ons is baie dankbaar vir die papa en leier wat God vir ons gestuur het. En baie dankie vir alles. Dankie.
Heeltemal. En een dag zo Rustig, ja. Al die papas bly staan en die kinders gaan vir julle ietsie gee. Ja, oké, dan moet je van thuis die snoepjes afkomen en dan gaan we het niet. Nee, ik snap Ja, het was met 2 keer. Dat ook dan goed hoor. Hier zit hij met Laat mij wonderen voor mij. Nee. Dan laat mij wonderen voor mij trouwens. Nee, dat is iets uit de was het Oh, is het nou een beetje? Ik kan zien dat het niet As kom ons staan saam op die naam van die Here groot maak, halleluja. Dan ga ik me concentreren met die flippet. He's coming soon. There's no doubt. There's Suzette, asseblief.
Kyk, as jy 'n sekretaresse is vir jou se kop. Pastoor, ek wil net namens. Dan kom ons probeer weer. Namens die bestuursraad en die gemeente wil ek vir pastoor sê, baie geseënde Vadersdag. Ja, weet pastoor, ek dink vanoggend of gisterand daaraan, julle doen so baie agter die skerms, jy en Belinda. En partykeer lyk dit of ons dit nie raak sien en partykeer lyk ons of ons dit nie waardeer nie. Maar glo my vanmôre, ons sien alles raak. Weet jy, as ek kyk na wat die transformasie wat ons kerk deurgegaan het, en ek dink ons kan almal vanmôre saam sê die kerk lyk pragtig. Die voorportaal, die verhoog. Jy het baie verrig in hierdie 4 jaar wat jy al hier by ons is, en ek wil vanmôre net vir jou sê, ons waardeer jou, en ons is lief vir jou, en ek het net so klein ietsie vir jou. Ja, so ek het net pastoor 'n klein ietsie, en dan wil ek net gesê, baie geseënde Vadersdag, pastoor. Ek gaan vra dat Jacob vry vorentoe kom asseblief. Jacob is een van ons ander assistent-pastore, en ek wil vanmôre ook net namens die gemeente en die bestuursraad net vir jou ook 'n klein ietsie gee, en ek wil vir jou sê baie dankie Jacob vir dit wat jy vir ons ou mensies doen, vir ons goue gerwe. Ek sien hoeveel haal julle uit, en ek sien hoeveel sit julle in, en hoe baie doen julle, en ek wil vanmôre ook net vir jou sê, baie geseënde Vadersdag. Halleluja. Kom ons gaan voort, ons gaan die Here se naam groot skepper. Halleluja.
skepper van die heelal. Hy het 'n woord gespreek en dit geskep. Hy spreek vanmôre 'n woord en sê ek is lief vir jou. Jy wil dit dalk nie gehoor het nie. Baie sê dit nie vir jou nie. Maar die Here sê vanmôre ek het jou lief. Met 'n onuitspreeklike liefde. Halleluja. Heavenly Father, Dankie dat U nooit verander nie, Here. U is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dankie, Here, dat ons vanmôre net kan verklaar U is waardig om aanbid te word. Dankie dat ons kan verklaar dat ons hart uit, Here. Dankie, U is ons hemelse Vader, Here. Dankie vir U teenwoordigheid. Kisaravandara wasayenda. Halleluja. You don't have to know how to pray. All you have to know how to say is Jesus, Jesus. In a shouted voice, all the words are told, in the ground.
En dat die naam wonderbaar raadsman en sterke God is. Dankie dat U die alleenwyse koning is, die een wat beheer is van ons hart, ons gedagtes, ons emosies. Here, op hierdie besonderse dag kom bring ons lof aan die koning van alle konings. Kom sê ons U naam is hoër as al die berge, Here. U naam is Jesus. Dankie dat U elke hart en elke gedagte, elkeen se wese vermoere so vasvat in die hande. Want Here, sonder U is ons niks. Ons kan niks sê nie, ons kan niks doen nie. Ek bid nou, Here, dat elke gedagte nou onderworpe sal wees aan die Heilige Gees. Maak ons ontvanklik, seën die woord en mag U naam verheerlik word in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons neem die sitplekke. Ag, moenie gaan sit nie, ek wil julle gaan sit. Die gehoor te sit. Kom maar, die orkes hoef nie te sit nie. Wil jy sit vir my daai liedjie op Hemelvader ons aanbid U. Nou wil ek jy moet verhoor ons harte gaan uit aan elkeen wat hier sit. Spesiale verjaardag aan hom Hendrik verhoor. Om saam met sy pastoor Jacqueline in die gemeente of in die kerk te wees. Saam met sy kinders wil ons sê baie geluk ook. Mag die Here seën. Halleluja. Terwyl ons in sit en sing, wil ek met jou hart oopmaak. Hemelvader, ek kan bid. Koning Jesus, ek bring lof aan U. En in die gejaagde lewe waar ons vandag in is, wil ek net, jy moet net rustig raak verhoor. Jou gedagtes, miskien hardloop jy al vooruit, wat al gedoen moes gewees het, raak rustig. Al asem in God se teenwoordigheid. Hier is jy in die Here se huis, in jou pa se huis verhoor. En jy kan rustig wees in sy teenwoordigheid. Niks en niemand gaan jou pla as jy verhoor jou hart oopmaak met die Here nie. En nou by die woord kom, maar ek wil met jou hart oopmaak verhoor. Hemelvader, en aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige troostig, ek verliere nie, verewig sal ek U naam verhoor. Kom ons
Voor ek begin verwoord met die woord, lyk ons kerk nie mooi. Ag, gee jouself 'n hande klap vir woord. Elkeen wat bygedra het, elkeen wat net kom kyk en elkeen wat iets gedoen het, elkeen wat net 'n stoflap opgevat het op 'n Vrydag, smaak skoon in die week en dan 'n Vrydag is baie stof. Dan sê ek, tannies, wil julle nie kom help nie asseblief, en dan is almal hier op 'n Vrydagmôre. En ek wil vir een en elkeen sê baie dankie, elkeen se opoffering. Die Here is goed. Ek wil vanmôre vir jou sê dat die Here hom ontferm oor elkeen van jou. Miskien het jy deur 'n krisis gegaan, miskien het jy deur 'n probleem gegaan, miskien het iets jou vermoere, net dat jy miskien nie wil kerk toe kom nie, maar jy is wel hier. Ek wil vir jou spesiaal sê, God is lief vir jou. En die Here se hand is oor jou. En sy gees is binne in jou om jou te dra. Halleluja. Ek wil nie net vir die ou land so sê, hy het my deur gedra. Kom ons praat so 'n bietjie saam, sê vir die ou land so, hy het my deur gedra. Deur al die storms het hy my gedra. Jy mag miskien verhoor dink, Here, waar was U in die tyd van storm? Hy is juist daar. Waar jy gedink het, hy is nie, was hy elke dag saam met jou. Die Here ontferm hom oor jou, die Vader se hart van ontferming. Die Vader se hart van om te sê ek het jou lief. Die Vader se hart wat sê niks sal jou skei van my liefde. Die Vader se hart wat sê daar is niemand soos ek nie. Amen. Kom aan, jy kan vanmôre eer aan God gee, want daar is niemand soos ons hemelse Vader. Laat my toe, ek gaan nou by die woord kom en ek wil jy moet oopmaak vanmôre in jou hart dat hierdie woord wat God my gegee het, iets besonders in jou hart sal doen, dat jy nooit weer dieselfde sal wees as om te wees soos die Here wil hê moet wees. God se hart word geopenbaar deur elke papa vanmôre. Amen. Sy hart. My pa het altyd gesê dat as jy wil hê, as jy lag, dan lag jou oë saam. Dis nie 'n domme lag om te sê jou oë lag saam. Want dan as jou oë saam lag, dan weet jy, dit is nou iets wat daai persoon van hou. Amen. Kolossense die 3de hoofstuk vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes, met 'n innige ontferming. Beklee julle dan. Beteken ek trek aan wat God wil hê ek moet hê. Hy sê heiliges, beteken hy is heilig. Hy sê wees heilig, want ek is heilig. En dan sê, kom hy verder en sê, as jy my volg, dan is jy heilig. Amen. Hy sê, beklee julle dan, trek aan. Sê vir jou lang so, dis jy reg aan te trek. Maar nou nie kyk na die uiterlike klere dra nie, maar kyk na jou hart vanmôre. Is jy reg aangetrek? Met innige ontferming. Beteken, God het jou hier binnekant van sy hart na jou hart, het hy jou innig lief. Amen. Ontferming is die merk van goddelike vaderskap. Sê vir jou langs jou, goddelike vaderskap. Al die paas steek jou julle hande op. Het julle al ooit julle kinders te nagekom? Kom aan, jy kan amen sê. Het jy iets beloof wat jy nooit gedoen het? Kom aan.
Lyk my ek is die enigste wat die amen sê. Want iewers het jy jou kind seer gemaak, in iets wat jy gesê het, in iets wat jy gedoen het, in iets wat jy met jou mond oorgedra. Kan die paas nou amen sê. Maar hier kom God die Vader, en hy sê, ek het jou lief, met 'n goddelike vaderskap. Halleluja! Ek het jou lief, en ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat. 'n ware Vader weerspieël die hart van God. Ons kan baie dinge met ons mond sê, en ons kan baie dinge oordra aan ander mense om te sê, wat se tipe pa jy is, en wat jy vermag het in die lewe. Maar as jy nie die waarheid van God weerspieël nie, dan is daar iewers 'n rigtingsfout, wat jy jou kinders op verkeerde rigting gaan lei. Jy kan ouma amen sê. Want jy sien, ons wil baie keer alles regmaak met 'n R50 of 'n R100 of 'n R200 en sê, gaan net julle, gaan geniet julle self. Terwyl jou kind eintlik roep na leiding, wat moet ek doen, pa? Wat moet ek doen? Wat is die volgende stap? Waarheen moet ek gaan? En vermoed is dit nie 'n vingerwysing na enige iemand nie. Dit is om te sê, kom ons kom in lyn met God, wat hy wil hê ons moet doen met ons kinders. Amen. Onthou, jou kind is aan jou geleen. Hy is nie vir jou gegee nie. Want een of ander tyd moet ons teruggee wat God vir ons geleen het. Amen. Maar die belangrikste is, dat jy jou kind opvoed in die vrese van die Here. God openbaar homself deur liefde, genade en ontferming. Net soos ons hemelse Vader ontferming toon, word die aardse vaders geroep om dieselfde hart teenoor hulle gesinne te openbaar. Ontferming is nie 'n swakheid nie. Dis nie 'n swakheid om 'n traan te stort nie. Kom papa. Dis nie 'n swakheid om te sê, jammer my kind. En as jy nog nooit kan gesê, jammer nie, dan wil ek sê, vandag is jou eerste dag. Wat jy na die rigting toe kan gaan, om te sê, Here, ek vra verskoning, en ek wil vir my kind die beste pa wees, as wat ek ooit was. Jy is op die regte plek verhoor. Ontferming is nie 'n swakheid nie, dit is juist liefde in aksie. As ek die woordjie ontferming vat, ag my seun kom gou. Dis Vadersdag, ek sal hulle vir jou kans gee. Maar ontferming beteken, dat jy so groot paadjie aan. Dat ek maak hom toe. As hier 'n aanslag kom, dit is wat God die Vader kom doen. Hy maak jou toe met ontferming, sodat elke aanval wat na jou toe kan toe kom, dan sê ek het dit vir jou gevat. Ek staan in die pad van dit wat met jou sou gebeur het. Ek vat op my wat met jou sou gebeur het. En dit is die ontferming van God, dat hy jou nooit een kant toe sal skuif nie, maar het jou by die naam geroep en jy syne vermoere. Amen. Kan jy die Here hande klap gee? Kom by ons sleutelteks uit vermoere, Kolossense 3 vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innige ontferming, goeie tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Wie word gou kwaad? Van die papas wie word gou kwaad. Dankie vir jou eerlikheid, amper sê ek altes. Hy word nie meer kwaad. Ook het jy's 'n kuiwer. Maar hier kom die woord van die Here, hy sê, dink aan my ontferming, voordat jy gaan kwaad word. Dink aan my ontferming, voordat jy hard is met jou mond. Dink aan my ontferming, voordat jy hoogmoedig word. Want soos ek jou ontferm het, bring ek jou op 'n plek, waar ek beheer van jou lewe het. Amen. Dankie vermoere, die Vader
het beheer van ons lewe en ons hoef nie verlore beskaamd te wees. As ons kyk na die teks sê, vaders kies doelbewus ontferming bo hardheid. Amen. As alle ouens wat sal sê, ek is ja, die ouens gesien, hy is so groot en sterk en hy wil alles regslaan. Ken jy sulke ouens? Nie in ons gemeente. Amen. Maar hy wil hê, jy moet bang wees vir hom. En sy kinders sidder as hulle in sy teenwoordigheid kom, daar's baie. Hy wil eerder die status hê van kwaai, as wat hy die status het van, dankie papa, ek is lief vir jou. Halleluja, kan ek aangaan? Hy kies ontferming, om geduldig te wees bo woede. Om genade te betoon bo veroordeling. Liefde bo onverskilligheid. Die vaderhart van God stel dit jou in staat om 'n voorbeeld te wees. Sê gou vir jou langs 'n voorbeeld. Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Kan ek hy vrees verander oor die wat hom lief het? Het jy die Here nog lief? Dan moet jy jouself ontferm oor jou huis. Want jy is nie 'n pa net omdat jy 'n pa is, omdat jou vrou jou 'n pa gemaak het nie. Nee, jy is 'n pa uitgekies in die troonkamers van God om jou huis te bestuur soos God dit wil hê. Amen. Jy kan amen sê. En as jy nou met jy saamstem, dan kan jy eienaar sê. Maar God se verhouding met ons word vergelyk met die van 'n liefdevolle vader. 'n liefdevolle vader. Een wat jou nooit veroordeel. Ja, ek wil vanoggend sê, deur sy liefdevol en goeie gees wat hy vir ons het, beteken hy kyk weg oor ons sonde wat ons doen. Hy roep ons juis nader, dat ons kan weet, ons is in God se teenwoordigheid. Die vader sien sy kinders raak. As ek kyk na die dispensasie vandag en ek kyk na die lewe, hoe gejaag dit is. En dan kyk ek na skool en ek kyk na ouers wat vir hulle kinders alles moet laat doen. Hulle moet dit en hulle moet dit en hulle moet dit en hulle moet presteer en op die einde van die dag sien die pa nie die behoefte van die kind raak nie. Hy soek die sport en hy soek die oorwinning wat daarmee saamgaan, maar 'n kind se hart word verpletter deur sekere dinge wat ons doen in ons huis. Dis nie sleg as jy vir jou kind ideale het nie. Dis nie wat ek sê verhoor. Maar dis tyd dat ons kan sien, kan wees soos die Here het, wil eers moet wees en ons kinders raak sien. Wanneer laas het jy jou kind so goed raak gesien in die huis? Net nou 'n klein dingetjie, hy het miskien net sy bordjie gevat en in die wasbak gaan sit en wanneer laas het hom gesê? Ons dink baie keer is hy nie plig, hulle moet dit doen. Ons sê net dankie. Hy het sy bed opgemaak, sien dit raak, sê dankie. Amen. Dis 'n paas nou wat sê amen. Halleluja. Wil jy sê, ons kinders, dan sê my vrou, maak op jou weg, Jan, dan doen die aan het nie net, dan maar het maar gaan opmaak. En toe die skade sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle. Toe hy die skade sien, toe die Here hulle harte sien, toe die Here hulle emosies sien,
toe die Here hulle stikkenheid sien. Ek wil vanmôre vir jou sê, toe God jou stikkenheid raak sien, in hierdie oggend toe jy opgestaan het, miskien loop jy met dit al vir 'n week of 2, wil ek vir jou sê, God het jou innig jammer gekry, want hy wil hê die beste vir sy kind. Amen, sê almal van die beste. Jesus se ontferming het begin toe hy mense gesien het. Amen. Vaders, kom ons sien meer as uitgedrag. Kom ons sien die hartdraad. Kom ons sien die behoefte agter die optrede. En kom ons sien die potensiaal wat God vir sy kinders het. Hoe kan ek dit doen? Sien my kinders werklik raak. Nie net as hulle presteer nie, maar juist as hulle ook in hulle voete gestamp het om te sê, ek sien jou raak my kind, alles sal oukei wees. Luister na hulle harte. Amen. Maar wat sê die woord, wat die hart van vol is? Ek hoor nie wat die hart van vol is. So luister nie na jou kind se hart. Dan gaan jy hoor wat aangaan. Ken hulle vrese, ken hulle drome. Wie drome wat die sit? Die antwoord. Wie se drome het al waar geword? Nie almal se. Maar moenie ophou droom. Moenie moed opgee op dit wat God vir jou bestem het. En hy is beskikbaar vir hulle. As jy nie al die aanwesige pa is, wil ek vanmôre vir jou sê, maak bietjie tyd om jou kinders uit te kom. Maak tyd vir hulle. Jy hoef nie al hierdie dinge te gaan doen en wat hulle gaan doen nie. Luister mooi wat ek sê. Ek dink nie ons as ou toppies van hulle uit kan kom nie. En die jong mense, wat is ons gaan dit nie maak nie. Nou sê ek seker sê wie. Maar wees beskikbaar vir hulle. Richard Foster het gesê, too busy to care is one of the greatest obstacles to compassion. Om nie om te gee nie, is 'n struikelblok. Ons mag omgee. Amen. Jy ken almal die gelykenis van die verlore seun. Ek is binne klaar. As ek kyk na die verlore seun, dan sien ek, dat is 'n kind wat wou loskom van die vaderhuis. Kom aan. 'n kind wat sy eie ding wou gaan doen. Sy eie pootjie wil gaan krap, as ek net na matriek net uit die huis uit kan kom. Wie was daar? Jy weet, ek wil nie meer in die huis wees nie, want pop, daar's te veel reëls. Wie al dit gehoor? My seun is die enigste eerlikheid. Ek mag nie dit nie, en ek mag nie dat nie, en ek is die pastoor se kind, en ek mag nie, en ek mag nie. Kijk, hulle sien ons altyd die pastoor se kinders wat stout is, nee. Maar dan dink ek, ons het die gemeente se kinders gehad om mee te speel. Ek grappie. As ek kyk na die verlore seun, dan sien ek die vader het gewag. Sy seun het hom losgemaak. Hy het al sy geld gaan verkoos. Hy het ook 'n lekker bord kos saam met die varke gaan eet. En pele geëet van die varke. 'n Draai gaan maak in die lewe. 'n Slegte draai. As kind het jy al gehoor van my seun, moenie dit doen so nie, want jy gaan dalk daai uitwerking kry op jou lewe. As kind weet dit al gehoor. En dit is presies wat hierdie verlore seun se pa gesê het. Pas op vir al die uitdagings, want jy gaan geld hê, maar iewers gaan jy iets byste raak. Maar hierdie pa het gewag. En gewag. Tot hy eendag op die horison sien,
daar kom 'n kind wat amper net soos my seun lyk. Net gewag en het gesien. En wat sê die woord? Ag my seun, ekskuus, ek wil hier nie opstaan. Die Bybel sê dat toe hy hom sien, staan net hierdie kant. Het hy nie, het hy nie gesê, hey Dion, hou dit nie? Nee, die woord sê, toe hy hom sien, het hy na hom toe gehardloop, en hy het omhels, halleluja, en dadelik het hy vergeet wat sy seun oortree het, en hy het iets gedoen, hy het 'n ontferming uitgesteek na sy seun se hart om te sê, moenie worry oor gister my kind, vandag sal dinge beter word, halleluja. En hier kom hierdie vader, en hy stik en hy's gebreek. Ek dink hy loop al met 'n kierie, want dit het jare gevat. Die Bybel sê jare. En hy het uitgekyk en ek dink hy was so half 'n jip, soos byne is hy so half makoliekerig. Maar hy kom nader gehardloop. Hoekom? Nie omdat hy iets vir sy seun wil sê, ek het jou gesê nie. Nee, hy het gesê, ek kom na jou toe en ek aanvaar jou soos jy is. Halleluja! En dit is wat God vanmôre kom doen. Hy kom aanvaar jou vir wie jy is. Ons wil altyd mense verander na ons sin, na ons beeld, na ons optrede, want God kom en hy sê, ek gaan jou verander, want jy is my kind, halleluja, ek maak jou, sodat jy kan lyk soos ek lyk, ryk soos ek lyk, doen wat ek doen, want ek ontferm my oor jou, halleluja, is jy nog bly? Jy sien toe die vader hierdie seun sien, toe weet hy, daar is 'n herstelproses. Die seun kom en hy sê, maar pa, ek is nie werd om jou kind genoem te word nie. Julle ken die verhaal. Ek is nie werd nie, maak my een van jou diensknegte. En hier kom die pa en hy sê, ek het jou klaar herstel. Jy is my kind en jy sal my kind bly. En soos wat die vader dit doen vanmôre vir my en jou, kan ons dit doen teenoor ons kinders en vir hulle die regte voorbeeld gee van liefde. Sê vir jou langs so liefde. Die beeld van God is 'n ontfermde hart. Punt nommer 3, 'n vader bou deur sy woorde. Jou woorde dra krag. Sê vir jou langs so jou woorde dra krag. Ek onthou ek was 'n seentjie van, dink ek het nou net so 8 jaar oud geword in graad 2, op pad graad 2 toe, se B, soos ons groot geword het. En ek sal dit nooit vergeet nie. En daar was geen bedoeling wat my pa gesê het nie, maar hy kom in en ek het my rapport huis toe gevat. Ek dink ek het dit al gesê, maar ek sê dit vir jou. En my hele rapport, daardie was het A's en B's en C's, wie kan dit onthou? Daar was nie 1, 2, 3's en 4's en 5's. Ons kon A, B, C gesê, jy weet. Ons hoef nie te leer tel het, 1, 2, 3, 4, 5 nie. En ek het net 1 B gehad. Dit was seker vir kind, ek kan dit nie onthou nie. My pa sê vir my die volgende woorde, seun, ek is nie tevrede met dit, jy moet vir jou ander pa gaan soek. En dit is nie, en ek wil vir jou sê, dit gaan nie oor dat my pa lelik was, nie was 'n grap bedoel, maar dit is iets wat ek altyd sal onthou. En ek was baie lief vir my pa, dit is nog steeds. Onthou wat jy sê vir jou kind, is goed wat al die jare gaan vashou. Praat van woorde met harte. Hou op vir jou kind sê, maar jy is 'n lafhart, of jy is 'n niks werd. Bring hom uit by Jesus. Dat jou kind bietjie Jesus in jou kan raak sien. Jou kind bietjie op die liefde kan ervaar wat hy moet ervaar. Jou kind is op hierdie aarde geplaas vir jou om na te kyk.
nie om te boelie nie. Kan ek praat verhoor? Praat my hart. Daai die dag, jy kan my bel, jy kan enigiets sê na hierdie diens, maar ek wil gee wat die Here op my hart gee. En ek gaan sonde doen as ek jou nie waarsku verhoor om dit wat reg is en jy dit nie doen nie. Hoe reageer jy as jou kind 'n fout gemaak het? Ek was ook al skuldig aan baie reaksies wat nie reg was nie. En ek het die lesse geleer. Amen. Ek moes dit reg maak. Hoe voel jy oor jou kinders vandag? Ag, ek weet so, ek kan nie klaar maak met skool en met jy nie sê. Kan nou vir jou las wees, maar hy moet vir jou plesier wees. Woorde kan wonde veroorsaak, of dit kan genesing bring. Daar's uitdagings wat ons het. Luister weer na jou kind. Amen. En na jou vrou. Wie luister nie na sy vrou nie? Of ek sê, wie hoor hulle vrouens? En wie luister nie? My vrou sal altyd iets sê, dan sal ek dadelik iets sê, dan sê, "Gat jy luister nie." Jy het my gehoor dat ek praat, is mos net so proef. Is mos net so domme klank, klink amper soos 'n hond wat blaf as 'n vrou praat. Kom maar, dan kan jy 'n man saam met sê. Ek gaan nie al hierdie pap vat vanmorgen. En al ons manne gaan saam uitkeet vanmiddag, die vrouens is op haar eie. Maar luister net bietjie. Maak jou ore oop en hoor reg. Hoor jou kind. Hou op kritiek uitspreek. Ek sê nie, jy mag nie jou kind reg help nie, maar op alles kritiseer wat hy of sy doen. Bid saam met jou kinders. In die oggende, ons het nou nie die voorreg om elke dag saam met ons kinders te wees nie, maar in die oggende is ek en my vrou, as ons besig dan bid ons vir ons kinders. Ons spreek hulle onder die bloed, want daar is baie gevare. Wanneer laas het jy opgestaan en net gesê, Here, hier's Piet, Koos of Sam, en ek bid vir hulle vanmôre, dat Here sal beskerm, dat Here sal lei, dat Here sal dra, Here, dat ek die regte voorbeeld sal wees vir my kind. Bid vir hulle. Wanneer laas het jou kind geseën? Met die beste seën. Almal dink altyd seën het rande en sente en goed wat jy moet kry. Ek is amper klaar, julle, gee my net nog so 10 minute, dan is ons klaar. Ek onthou toe my dogter in die skool was, het sy baie geswem. En as die ander maatjie nie lekker kon swem nie, dan moes die ander maatjie 'n geskenk kry om ook goed te kan swem. Of as my kind goed gedoen het op skool en die ander maatjie sy 10 uit 10 gekry, maar die maatjie 9 uit 10, dan word daar 'n geskenk vir die maatjie gekoop om te sê, doen beter. Jy hoef nie geskenke vir jou kind te koop om te wys jy gee om nie. Kom aan, papa. Mama, dit sluit jou ook in. As jy alleen ouer is vanmôre, dit sluit jou ook in. Jy hoef nie duur goed te koop vir jou kinders nie. Gee hulle Jesus. Amen. Bid vir jou kinders. Dra hulle op. Dis die beste geskenk wat jy vir jou kind kan gee, is Jesus. Wys 'n bietjie liefde deur dit wat jy erken van hulle, deur jou dade. Boodskap vir gesinne vanmôre. Want dank God vir elke pa, vir elke oupa, vir elke geestelike vader, en vir elke mentor wat hy is. En ons bid dat die Here elkeen van hulle se harte sal versterk, sodat hulle die waarheid kan weerspieël. 'n Vader kies barmhartigheid bo oordeel. Lukas
36, wees dan barmhartig, soos julle vaders ook barmhartig is. Wees barmhartig. Die wat nie paas is, sê amen. Lyk by almal van julle is paas dan in hierdie kerk. Die wat nie paas is, sê amen. So ek wil net luister of julle ook nog in hierdie gesprek is vanoggend. Want het geld vir elkeen van ons om die beste te wees wat God wil hê ons moet wees. 'n goddelike Vader, kies vergifnis bo wraak. Ek gaan hom wys. Haai kind, as ek hom net in die hande kry, wie is bekend met daai woord? Gaan sy nek omdraai. Voordat jy kwaai raak, ontferm jou oor jou kind. Nou sê ek nie, mag nie gedigtig word as hy stout was nie. Dis nie wat ek jou leer vanmôre nie. Die Bybel sê, spaar die roede nie. Nou sal al die ouens met amen gesê, maar hulle doen dit ook nie. Jy mag amen sê in hierdie kerk. Beteken as jou kind stout was, is dit nodig om net so bietjie te help. Die maak die kind sielkundig groot, man. Halleluja. Dit is hoekom kinders vandag vir ouers kan sê wat hulle wil, want hulle word sielkundig groot gemaak. Dis hoekom daar nie dissipline in skole is nie, want hulle word net mooi reg. Hulle moet daar die hoekie gaan sit en weet hulle is nou foutief geleer. Nee, gee hulle net 'n pak slaag en sê vir hulle wat is reg. Amen. Help hulle. Halleluja. Ek was reg gehelp, kyk wat ek. My vrou sê natuurlik sê jy nooit pak slaag kry. Daar ek sê ek het baie pak slaag gekry. Kies vergifnis bo wraak. Toon genade wanneer kinders foute maak. Genade beteken ek gaan my beste doen vir my kind om hom reg te help. Dat as hy weer hy fout gaan maak en hy weer na my toe kom en ek gaan hom weer help. Dan kan jou lewe vanmôre voor jy by Jesus uitgekom het, maar toe hy genade uitskep na jou toe sê hy, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee, ongeag van wat jy môre en oormôre gaan doen, het jy elke dag die voorreg om vars genade te kry, en aan my toe kom en te weet, dat die God is daar, wat hom ontferm oor my. Ek kan al niks geef. Amper klaar. Bly met liefde eerder as met vrees. Ontferming beteken nie dat ons sonde goedkeur nie. Amen. Ek dink nog steeds toe die Vader die verlore seun omhels en dan nog steeds sy maat gekom en sê, seun, ek het jou vergewe, maar nou is dit tyd om reg te maak wat jy verkeerd gedoen het. Nou die Here vat jou soos jy is, maar hy sê nie bly soos jy is. Amen. As jy jou gaan uithaal en dit sonde, dan los jy jou sonde en jy dien die Here. Amen, ek wil klaar. Vergifnis bevry die persoon wat seer maak en ook die persoon wat seer gekry het. Dis wat vergifnis is. Sê vir jou langs jou, kyk nou mooi gou in die oë, want kyk hoe kyk julle vir mekaar. En sê ek is jammer. Sien jy miskien het julle vir almal jammer gesê en soos verby. As jy kerk toe gekom het en jy kwaai was, nou is dit verby. Jy het jammer gesê. Die toepassing vir vaders is bid vir jou kinders. Seën hulle selfs as hulle jou teleurstel. Ek is ook 'n kind van 'n pa. Hulle vra vir die kinders, wie het al julle ouers teleurgestel? Beteken dit dat die teleurstelling maak dat my pa nie lief is vir my? Nee. Dit maak juist dat daai liefde wat hy vir my het,
ek met 'n hart kan sê, ongeag wat ek gedoen het, ek het 'n pa wat na my kyk. Hoeveel te meer die Hemelse Vader vanmôre. Jesus het vergifnis uitgespreek, want hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het nog vergifnis uitgespreek vir die man, wat aan die ander kant van die kruis uitgehang het, en het gesê, Jesus vergewe, en Jesus sê vir hom, vandag sal jy jou oë saam met my oopmaak in die paradys. Vergifnis deur God is nie 'n ding wat môre en oormôre gedoen word nie. As jy hom vra vir vergifnis, vergewe jou nou. Amen. Vergifnis word nie uitgestel deur God nie, want hy sê, kom na my toe. Amen. Want hy sê, my juk is sag en my las is lig. Hy sê, juis in daardie ontferming, jy kan môre, kan jy na my toe kom, met al jou kwale, met al jou siekte, met al jou seer, met al jou pyn, met al jou skandes, kan jy na my toe kom verhoorde, want ek ontferm my, beteken, ek het 'n bloedlaag wat om te trek verhoorde, want ek maak jou vry van alles in jou lewe. By die mens. Louis W. Spears het gesê, to forgive is to set the prisoner free and discover the prisoner was you. Om te vergewe maak jy jouself los. Ek wil my haas. Ware vaders is teenwoordig. Dus ek praat nie van die wat wegwerk en eers oor 'n maand by die huis kom, dit is nie van dit wat ek praat nie. Maar wat ek praat vanmôre is, ek nie jou kind net los, dat hy maak wat hy wil nie, is dat jy teenwoordig raak met jou kind. Maak tyd vir jou kind. Amen. Tyd. Ek het een ding geleer of gehoor, en ek doen dit nou, na dit gehoor het is, die Almoelie het een Sondag voorberei en het gebid en hy was besig en hy het gepraat met die Here en hy was op wat kerk toe net voor dit kom sy dogter en sy klop aan die deur en sy sê papa en hy sê eers maar gaan weg, ek is besig met die dinge van die Here en sy klop weer sy sê papa en hy sê gaan weg. Ek het nie nou tyd nie, ek is besig om te bid, ek is besig om al die goed te doen. En hy maak die deur oop en hy sê, wat's dit? En sy sê, papa, soos papa nou met my praat, sou liewe Jesus my daai antwoord gegee. En dit het my dadelik gevat in my hart, dat so baie keer raak ons besig, en ons het nie tyd vir ons kinders. Word daar besig gepaard, doen iets vir jou kind, iets uit die bloute. Dien jou gesin en toon jou liefde. 'n Vader luister eerder makliker as om te praat. Ja, sonder om erkenning te soek. Jy hoef nie vir alles dankie te kry in die lewe. Amen. Dit is mooi om dankie te kry. Maar jy hoef nie elke dag op Facebook te sê, my pa het dit gedoen en my tannie dit gedoen. Nee, sê dankie en gaan aan. Dien jou gesin met blydskap. My gesin staan goed. Jy is deel van die gesin. Sy is my afskoondogter. Ek lag op hulle, wie allemaal 360 op hulle voor, vir hulle kinders. Hey pa, jy kan my jou hand opsteek, jou kind gaan weet, jy gaan jou nou tyd kyk waar hy is. Maar op hulle tyd te staan daar mini boothuis. Een van die dae is hulle getrou, dan is dit boothuis. Maar my gesin is ek bly oor, want hulle is aan my toe vertrou, en ek dink saam met my vrou, is daar iets wat ons kan bied vir ons kinders,
wat hulle nie gaan kry in die wêreld nie. Amen. Kom maar sit. Papa, dit wat jy bied vir jou kind, is meer as wat geld in die wêreld kan koop. Jy kan ook besig wees, man. Ek weet nie, jy het 'n besige skedule en jy werk oor tyd en jy doen alles net dat jy 'n beter lewe vir jou mense kan gee. Maar word net teenwoordig, dan gaan hulle jou meer waardeer. Amen. Ek weet pastoor Jaap werk skof, baie keer sien hy nie sy vrou as hy by die huis uitgaan. Hy het nou die dag gesê, hy moes hom weer self voorstel aan sy kinders. Want hy het vir Marlies gevra, wie sien oom wat nou hier is? Moet nie afwesig wees. Ek is klaar. Francis of Assisi sê, preach the gospel all the time and when necessary use words. When necessary. Baie keer is jy die enigste Bybel wat jou kind gaan sien. Wat 'n weerspieëling is jy verloor. Ek wil my haas, ek gaan nou 'n bietjie verder slides toe gaan. Ek wil al die papas wat geopstaan is. Gebed vir alle vaders. Dan kan jy ons met ons oor toemaak. En ek gaan hierdie gebed saam met die bid verwoord. Hemelse Vader, dankie ek vir elke vader, elke oupa, elke geestelike vader. Vul hulle met die liefde, die wysheid, die geduld, die ontferming. Mag hulle die hart weerspieël en hulle gesinne volgens u wil inrig. In Jesus naam. Amen en amen. Is jy bly? Vanmôre wil ek vir jou sê. Al het jy miskien 'n goeie voorbeeld in die huis gekry. Al is jy die een wat deurgeloop het in die huis. Praat nou vanmôre met die papas. Al was hy die sondebok gewees in die huis, wat nooit iets kon reg doen. Wil ek vir jou sê, byt weg van daai goed af wat jy die voorbeeld van gekry het. Want God wil jou aanraak vanmôre. Die Here wil jou weer 'n nuwe lewe gee. En as jy foute gemaak het, het jy foute gemaak. Luister mooi vanmôre. Niemand van ons kan 'n ander een veroordeel vanoggend. Want die bloed van Jesus Christus, Jesus as seun, verander ons lewens. Maak ons vry. En as jy vanmôre hierso sit en jy 'n slegte voorbeeld gehad. Miskien lewe jou pa nog, miskien lewe hy nie meer. Miskien dra jy 'n wrok vir baie jare teenoor jou pa en jy het nog nie 'n kans gekry om te vergewe nie. Dan gee jy die tyd net om jou telefoon op te tel vanoggend. Dis my papa, ek vergewe jou. Pastoor, jy ken nie my omstandighede nie, ek weet, ek ken niks. Maar ek weet daar is 'n God vanmôre, wat jou hart ken, wat jou seer ken, wat jou stikken ken. Miskien het jy nagte omgehuil in jou huis. Miskien is jy 'n dogter wat hier sit. Miskien is jy 'n vrou wat hier sit, wat sy man net nie goed is. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here verander nog steeds mense se lewens. Kom ons buig die hoof. Ons gaan nie rondkyk nie, wil jy maak jou oop toe. As jy dit nie kan doen nie, kyk net onder toe, maar moenie boontoe kyk.
En as jy verhoor hier sit, sê Here, ek het U nodig. Ek het nie 'n goeie voorbeeld gehad nie, maar ek vra dat U my lewe sal vat, formeer, sodat ek rigting by U kry verhoor. Wie is die eerste wat sy hand wil opsteek en sê, Here, hier is ek. Ek kan nie sonder U. Halleluja. Dankie, Sakma. Dankie, Sakma. Dankie, Sakma. Is daar nog iemand? God wil jou aanraak verhoor. Miskien het jy wat hier sit het, miskien het jy jou huis teleurgestel, maar wat vanoggend vir jou sê, God vergewe. En na hierdie dag gaan dinge nie weer dieselfde wees nie. Is daar nog een persoon? Dankie, Sakma. Is daar nog 'n laaste persoon? Ek wil nie uittrek, dankie. Dankie, Sakma. Halleluja. Ek gaan nie vra dat jy opstaan nie. Net daar waar jy sit, jy weet nie die hand opgesteek. Ons saam bid, Aba Vader. Ek het verhoor in die hande gesien. Here, mense wat sê, Aba Vader, ek het nie die regte voorbeeld gehad. Ek het maar dinge gedoen soos ek dink dit moet wees. Maar Here, eintlik het ek my vingers verbrand op baie plekke. Maar ek bid, Here, dat U elkeen se hart sal vergewe. Dat U elkeen sal oplig en elkeen sal vrymaak en elkeen sal was in die bloed van U lam. Here, waar daar vergifnis gespreek moet word, dat ons sal vergewe. Dat ons sal regmaak, Here, want ons wil uit hierdie tronk uitkom, verhoor waar ons is, waar ons self in bevind, omdat ons verkeerde dinge toepas. Ek bid die Heilige Gees om totaal en al elkeen se lewe te verander in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Is jy bly? Ek wil graag hê die orkes moet kom. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. En ons gaan die Here sing. Loof en prys hom, halleluja. Amen. Prys die Here. Nou vanaand 5:00. Ons aanddiens is 5:00. Volgende week ook met die manne aan 5:00. Nooi iemand, daar's 'n gratis bordbroodjie. Jy hoef niks te betaal vir die aand nie. Kom net. Ons maak vol. Halleluja. Dr. Victor Lemmer gaan definitief met ons harte kom praat. Amen. Halleluja. Prys die Here. Amen. Amen. Ons gaan nou eens wat net vir die orkes. Sê ja. Halleluja. En ek wil hê as ons kom met loof en prys hom, en ek moet uit jou hart uit sing. Ek gaan God loof. Halleluja. Amen. Ek sien in my gees die glorie. En die almacht van die Heer, die allerhoogste van die liefde voor sy koning. Thank you.
afsluit. Papas gaan geniet julle Vadersdag, as julle eet lekker, as jy moet gaan werk lekker. Maar weet net dat jy is eenmaal die geseënde van jou huis. Jy is die hoof van jou huis, jy is die priester van jou huis. En gee vir jou kinders en jou vrou liefde, want hulle het nodig. Ons gaan afsluit. Halleluja, prys die Here. Daar agter is 'n fotohoekie. As jy kan foto's neem, daar lees 'n kamera waar soos Marcus. Hulle is die fotograaf. Marcus staan op die stoel. Gee jou toestemming. Dis Marcus. Geef vir Marcus aan dit klap. Hy gaan die foto's neem daar agter, so neem 'n foto saam met jou pa, of as jou pa nie is, jy miskien nie getroud is, of dat jy miskien alleen ouer is, neem 'n foto saam met jou kinders. Dit is memories wat ons bou. Halleluja, ons gaan afsluit. Jakob sal jou afsluit. Vader, dank dat sit daar met u seëning in huis toe gaan. Maar dank dat u u hand van seëning oor ons gestort het. Dank dat u ons lei as 'n vader, waar blikke, anders op u staan. Maar ook so dat u ons wys wat is die regte pad. Waar gaan ons die dag, doen bewaar ons, lei ons naam terug in u. Dank ons u naam vir ons. Amen. Amen.